Godsdienst is vir ons 'n baie aktiewe proses. Dinge wat ek moet doen, goed wat God van my verwag. En dis belangrik, ek moet nie net praat wees nie. Maar in hierdie tyd wat ons besin oor kwaliteit gebed, is dit dalk een van ons grootste probleme. Dit wat ons probeer doen. Kom ons dink vandag daaroor. Here, ons bely dat U die magtig is, dat U die Here is, die Skepper. En dat U dinge doen wat ons beïndruk. Maar dankie dat ons vandag ook weet dat ons aan die voete kan kom sit en net U in staat stel om die dinge te doen wat U kan doen. Help ons om net op 'n manier in te gryp waarin ons U beperk of belemmer wanneer U wil werk nie. Wil U dit ook nou doen? Amen. In hierdie besinning oor gebed het ons eerste week gekyk na die lof wat ons aan God bring oor dit wat Hy doen, dit wie Hy is. En toe die volgende keer gekyk na wie ons is, hoe beperk ons is en hoe onmagtig ons is. Vandag kom ons by die derde faset en dit is stil word. Wat doen ek as ek gesien het hoe groot God is, hoe vol foute ek is? Moet ek dadelik begin werk want ek is agter? Nee, daar gebeur eers iets anders. En as ons wil besin oor die kwaliteit van gebed, is hierdie dalk die plek waar ons wiele afkom. Ons bid genoeg goed wat ons wil doen, maar dan is daar 'n fase van stil word. Kom ons kyk vandag daarna. Om ons te help gaan ons 2 Kronieke, hoofstuk 20 lees, van vers 1 af. Die Moabiete en die Ammoniete en saam met hulle 'n groep Meuniete het 'n veldtog teen Josafat begin. Josafat het berig gekry. 'n groot menigte van oorkant die dooie see van Edom af het teen die opgetrek. Hulle is al by Gaseson Tamar, dit is En-Gedi. Josafat was bang en het by die Here hulp gesoek. Hy het 'n vasdag in die hele Juda uitgeroep en die Judeërs het bymekaar gekom om die hulp van die Here te vra. Uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Here se hulp te vra. En dan bid Josafat 'n gebed waarin hy sê, Here, ons is totaal in reuse moeilikheid. Hierdie mense is te sterk vir ons. Hulle is op ons voorstoep. Hulle is al by En-Gedi, dis net die ander kant die berg. Dis verby met ons. En dan lees ons verder van vers 12 af. Ons het nie die krag om hierdie groot menigte wat teen ons optrek te weerstaan nie. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons oë is op U gerig. Die hele Juda en hulle afhanklikes, vrouens en kinders het daar voor die Here gestaan. Toe kom die gees van die Here daar in die gemeente oor die Leviet, Jagasiel, en sê, luister, mense van Juda, inwoners van Jerusalem en koning Josafat, so sê die Here vir julle, moenie vrees nie. Moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie, want hierdie oorlog is nie 'n saak vir julle nie, maar vir God. Trek hulle môre tegemoet wanneer hulle in die bloeiselpas opkom. Julle sal hulle aantref by die punt van die vallei wat in die Jeriel woestyn uitloop. Julle hoef nie te veg nie. Neem net posisie in en staan en kyk na die oorwinning van die Here vir julle. Moenie vrees in Juda en Jerusalem. Moenie bang wees nie. Trek hulle môre tegemoet. Die Here sal by julle wees. Toe kniel Josafat. En al die mense van Juda en Jerusalem het voor die Here gebuig en hom eer betoon. Daarna het die Leviete van die Kehat en die Korag groepe opgestaan en die Here die God van Israel uit volle bors geprys. Josafat hulle is die volgende môre vroeg uit na die Tekoa woestyn toe. Terwyl die manne vertrek, het Josafat daar gestaan en hulle toegespreek. Luister na my Juda en inwoners van Jerusalem. Stel julle vertroue in die Here julle God en julle sal vas staan. Stel julle vertroue in sy profete en dit sal goed gaan met julle. Josafat het met die volk oorleg gepleeg en toe sangers laat plek neem voor die gewapende manne. Hulle het vooruitgeloop in hulle gewyde klere en die Here geloof met die woorde, loof die Here, aan sy liefde is daar geen einde nie. Tot sover, vers 12.
Ons weet nie wat om te doen nie. Ons oë is op U gerig. In Josafat hulle se geval het hulle 'n reuse probleem gehad. Hier kom hierdie 3 volke hulle aanval, mense aan die ander kant van die dooie see, sterk volke. Die Bybel sê die Moabiete, die Ammoniete, en dan 'n klomp mense uit die berge, uit die Seirberge. Hulle 3 het saamgespan en Israel kom aanval. En die probleem is nie 'n aanval wat oor 'n paar maande gaan kom nie. Hulle sien nie dit opbou nie. Hulle is klaar hier, hulle is klaar reg, hulle het leierswerk gedoen, hulle is klaar gereed om ons dood te maak, om ons te vernietig. Dis hulle plan. En Josafat, hulle is so oorweldig dat hy toe net na die Here toe gaan en sê, Here, ek het 'n reuse probleem. Ek kom net na U toe. Dit wat hier gebeur is nie billik nie. Ons het toe ons uit Egipte uitgetrek het, juis nie deur hierdie mense se land getrek nie. Ons het hulle gespaar. En nou kom hulle en hulle in plaas van ons beloon, kom hulle om ons te vernietig. En wat moet ons maak, Here? Ek weet nie wat om te doen nie. En dan sê die Here vir hom, Josafat, raak rustig. Gee die probleem vir my. En die Here betrek Josafat hulle in sy oplossing as hulle wel optrek vir die oorlog, maar die Here sê, doen nou net wat ek vir julle sê. Moenie doen wat julle wil doen nie. Moenie julle wapens sluit nie. Luister mooi na my. En dan werk die Here vreemd. Die oplossing kom heeltemal anders as wat hulle ooit kon dink. Hy gebruik 'n klomp musikante wat hy voor die soldate sit. En hy sê vir hulle, begin sing. En hulle begin sing. En hulle weet net hier, as ons oor hierdie berg kom, daaronder is die vyand, dit weet ons nou al, het die verspieders vir ons gesê. En hulle begin te sing. En dan kom hulle by die kraans, kyk af en kry die verrassing van hulle lewe. Want die Bybel sê die oomblik toe hulle begin sing, het God 'n ding gedoen onder daardie volke. En het hulle mekaar begin doodmaak. In die eerste plek het die Moabiete en die Ammoniete vir hierdie klomp mense die Seirberge gesê, wel, ons is nie gemaklik met julle nie, ons vertrou julle nie, en hulle saam met hulle doodgemaak, hulle was heeltemal te sterk. En toe hulle klaar is met hulle, toe begin hulle mekaar te wantrou, en begin mekaar so dood te maak, dat toe die Jode daar aankom met hulle sangers, skielik het hulle niks om teen te veg nie, is die geveg verby. Sien, die lewe is hard en ingewikkeld, te ingewikkeld vir ons. En daar is sekere goedjies wat ons iets kan doen. Ek kan nou nie my skoolklere koop nie, maar ek kan aan my skoolwerk doen, en dit doen ek, en dit is belangrik dat ek dit goed doen. Maar in die groot probleme in die lewe, het ek nie regtig beheer nie. En dis waar die Here vir my sê, raak stil. Toe ek gebid het aan die een kant, en ek die Here se lof gebring het oor sy grootheid, en aan die ander kant my eie beperkings, my afhanklikheid besef het, toe daar 'n volgende fase gekom, waar ek nou moet begin om die dinge te doen. En daar die Here vir my gesê, rustig, staan stil, jy is te haastig, jy kan nie nou begin nie. Dit is soos 'n 100 meter wedloop, jy het al die voorbereiding gedoen vir al die maande, hard geoefen en alles reg kry, vir die dag alles reg kry, regte klere en spykerskoene. En dan kom daar 'n kritiese fase in 'n wedloop, waar jy afsak op jou knieë. En interessant, daardie tyd lyk so passief, lyk of hulle net wag dat die tyd verbygaan. Dis nie 'n passiewe tyd nie, dis 'n baie aktiewe tyd, waar hy dan vorentoe kyk, afkyk, stadig weer opkyk, waar hy fokus, waar hy wag, en dan kom die afsitter en sê, op julle merke, en dan begin die wedloop. En daardie fase van wag, is 'n fase van aktiewe wag, waar daar belangrike dinge gebeur. En in ons gebedslewe is dit net so krities, dat ons daardie tyd het, wat ons net rustig voor die Here raak, dat ons dood stil word, waar ons sê, Here, ek kan nie, ek is uit my diepte uit, hierdie is te groot vir my, ek kyk op na U, en die Here vir my sê, sit nog, kom sit by my, kom ons gesels, U is rustig, ons begin nie dadelik nie, ons sit eers. En 'n vers wat dit ongelooflik mooi beskryf, en wat ons uit ons koppe uit kan leer, is Psalm 131. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie,
dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind. Soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here Israel, nou en vir altyd. En hierdie is moeilik. Dit is so moeilik dat ons dit nie doen nie. Ons dink as dit is nodig nie. Die Here sal die probleme oplos. Die Here sê nee. Om te weet wat ek vir jou doen en om my in staat te stel om dit te doen, wil ek vir jou sê, kom sit by my. Stel jou vertroue in my. Raak rustig. En dis nogal iets wat ons moeilik doen en wat ons dalk kan oefen. Om net soos 'n kindjie wat by sy ma veilig is, tevredenheid voel, kalmte het, by die Here te sit en niks te doen nie. Net by die Here te sit. Niks kyk nie, niks lees nie, net sit. Kom ons doen dit. Here, hierdie is moeilik. Ons wil onmiddellik aan die werk raak. Ons wil goed doen. Maar ons moet leer om U te vertrou en U te vertrou vir groot en onmoontlike dinge op maniere wat ons nooit kon voorsien nie. En ons het dit so baie nodig om net rustig voor U te raak. Leer ons, Here. Leer ons om te bid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.